Christine Kane is 'n vrou vir wie ek baie respek het. Sy's 'n wonderlike geestelike leier, sy skryf fantastiese boeke, sy's 'n fantastiese, energieke, inspirerende spreker. Maar die een ding wat min mense van haar weet, is dat sy in haar lewe as kind unwanted was. Bedoelende daarmee, haar ma het haar weggegee by geboorte, so sy's 'n aangenome kind, maar sy het dit op ouderdom 33 eers uitgevind. En toe sy daardie moment ervaar, wat sy nou uitvind, sy's 'n aangenome kind. Ek dink dit kan 'n devastating moment, 'n vernietigende oomblik in jou lewe wees. En in daai oomblik was dit gewees, en ek wil vir jou lees. Sy sê, "The day I learned I was unwanted and unnamed, the daughter of the unknown could have devastated me. And for a moment it did, until God reminded me that His word means more than anyone's else." Dit gaan oor wat sê die Here, nie wat sê mense nie. Dit gaan nie oor wat sê my omstandighede vir my nie, maar wat sê God oor my. In haar kop, unwanted, unnamed. Sy het nie eens 'n naam gehad nie. Sy het haar geboortesertifikaat, by haar naam staan unnamed. Ander woorde, naamloos. Sy sê, en dit het al gedevastate in die oomblik, en toe gryp sy terug na wat elkeen van ons behoort te doen, wanneer ons gedevastate is, wanneer ons in sulke vernietigende oomblikke inbeweeg in ons lewe. Gryp na God, en gryp na sy waarheid, en gryp na sy woord. Dis belangrik vir elkeen van ons. En onder andere die goed waarna sy gegryp het, is die bekende Jesaja 43 vers 1, wat sê, "Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne." Volgens daai stuk papier is jy unnamed, maar die Here kom sê, "Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne." Die Here het vir haar kom sê in Psalm 139, of nie kom sê nie, net herinner daaraan, dat ek het jou gevorm, ek het jou gemaak, ek het jou aan mekaar geweef, jy's geliefd, jy's spesiaal. So, elkeen van ons is gemaak. God het ons gemaak, hy het ons geskep. In Christus het hy ons weer gemaak, hy het ons herskep. Hy het vir ons elke een 'n nuwe identiteit kom gee. Hy het van jou 'n nuwe mens gemaak, met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe toekoms. En dit maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Dis wat God sê, dis wat God doen. En dis die laaste woord. Dis die laaste woord. Gemaak, weer gemaak. Nuwe mens, nuwe identiteit met nuwe hoop en 'n nuwe toekoms. Dis ek en jy. Geseënd is jy. Wonderlike dag, wonderlike week.